Beste Max, ek sien op X jy koop in Woolworths en nie gewone brood nie, maar 'n ciabatta. Jy koop nie margarine nie, maar hummus. En dan vra jy ewe sarkasties of jy geslag sal word deur 'n woedende swart mop in die kaassteegie, waarskynlik by die eksotiese kaas, omdat jy 'n wit Afrikaner is. Weet jy, Max, dit is seker een van die onsensitiefste inskrywings op X wat ek nog gesien het. Jou volslaa onsensitiwiteit is jou Marie Antoinette let them eat kyk oomblik. Jy is totaal verwyderd van gewone mense se elke dag stryd. Ons lede word nie in Woolworths in die steegie by die dierkaas aangeval nie. Ons mense word op ander plekke aangeval en ek verwys nie eens net na die wrede plaasaanvalle en ander misdaad nie. Ons lede is gewone mense wat werk, mense wat swaar kry, wat arm word en wat uiters vervreemd voel, mense wat kwaad is. Ons lede se naam is Jelana Barkhuisen, 'n juffrou van Swaziland, wat verguis is deur die politieke opportuniste wat haar lewe verwoes het weens rasbeskuldigings. Sy is in die klaskamer aangeval. Ons lede is ondergronds by Gold One aangehou. Luisterboere, elke 2 ure word een doodgemaak tot die bestuur luister. Hulle hoor daar's baie wites wat doodgemaak kan word. Ons lede is uitgetrek en moes Viva Amco skree terwyl hulle geslaan word. As hulle ophou, is hulle verder geslaan. Een lid is pap geslaan en met 'n huiser opgestuur om 'n brief aan bestuur te gee. Hulle is onder die myn aangeval. Ons lede is Renate Barnard wat 3 keer oor die hoof gesien is, bloot op grond van die kleur van haar vel. Sy moes 9 jaar in die howe veg en het in die grondwethof verloor. Sy is in die werkplek aangeval. Ek loop 'n lid van ons raak terwyl hy in die hospitaal opgeneem word. Hy is so vervreemd in die werksplek dat hy in 'n totale depressie verval het. Hy vertel hoe hy vir elke bevordering oor die hoof gesien is omdat hy wit is, hoe hy nou nutteloos voel en bloot in 'n kantoor sit. Hy is in die psigiatriese afdeling ingeboelie. Ons lede is Annemarie Oosthuizen wat onskuldig daarvan aangekla is dat sy die K-woord gebruik het. Na 'n lang regstryd het sy gewen. Nog 13 sake waarin lede onskuldig was aan soortgelyke klagtes is deur Solidariteit hanteer. Vals rasklagtes is 'n nuwe wapen waarmee aangeval word. Ons lede se naam is Jacques van der Berg, wat weens sy velkleur nie in die SAPD bevorder is nie. Sy saak is deur Solidariteit gewen. Nog 15 soortgelyke sake is deur Solidariteit geveg en gewen. Hulle is aangeval, net omdat hulle wit is. Ons lede is Christopher February en sy ander bruin kollegas van die Departement Korrektiewe Dienste wat tot in die grondwethof moes veg omdat hulle te bruin was. Dit is hulle wat moes hoor bruines moes trek omdat hulle oorverteenwoordig in die Wes-Kaap is. Hulle is in die Wes-Kaap aangeval. Dit is ons lede wat elke jaar moet hoor, hulle is steeds te veel, hulle moet minder gemaak word. Dit is vir ons lede dat daar nuwe rasregulasies ontwikkel is, sodat die minister self van hulle ontslae kan raak. Dit is ons lede wie se kinders nie 'n span kry nie, want die kwota is vol. Dit is langs hulle kinders se sportvelde waar daar rasskeiedsregters is wat moet seker maak dat die rasgetalle klop. Dit is hulle kinders wat sien hoe maats met swakker punte vir medies gekeer word omdat hulle velkleur anders is. Dit is hulle wat nie beurse kry nie, want dit is vir Africans. Die jong mense is kwaad, baie kwaad, want hulle weet nie hoekom hulle aangeval word nie. Ons lede se kinders is ook werkloos, hulle is ook arm, maar hulle word uit Yes for You gesluit omdat hulle wit is. Hulle is te wit om arm te wees. Ons lede in Bidwes verdien ook min, maar hulle kinders, al is hulle in dieselfde lae inkomste kategorie, mag nie inkleerkruite en skoolgeld kry nie. Hulle word in die lae inkomste kategorie aangeval. Ons lede het gesien hoe ons universiteite aangeval word, hulle het gesien hoe hulle taal aangeval word, hulle sien nou hoe belle aanvaar is en weet hulle skole word aangeval. Onderwys is die siel van ons gemeenskap. Bella is 'n aanval op 'n siel. Ons kinders word aangeval. Ons lede hoor hoe die
stilte klink wanneer Kill the Boer gesing word en hulle weet, dis oor hulle wat gesing word. Ons lid was my oom Frik Herman. Hy is wreed op die plaas doodgeskop, sy rib het in sy long gesteek, hy het waarskynlik 'n pynlike dood gesterf. Hy is saam met duisende ander op hulle plase aangeval. Meestal van ons lede ken 'n oom Frik. Saam met ander Suid-Afrikaners is ons lede ook slagoffers van gewone misdaad. Hulle moet soos almal in die land toe kyk hoe hulle belastinggeld geplunder word. Hulle moet deur slaggate ry en sien hoe infrastruktuur inplof. Van hulle het vir weke nie water nie en vir dae nie krag nie. Saam met almal kry hulle diegene jammer wat in haglike omstandighede in plakkerskampe vasgevang is. Hulle word saam in Suid-Afrika aangeval. Ons lede saam met Kusatu-lede verloor hulle werk. Afleggings is die gevolg van regeringsmislukkings soos gebrekkige infrastruktuur, swak beleid, die koste van raswette, elektrisiteitstariewe en meer. Hulle werk word aangeval. Dit is ons lede wat hulle werk verloor as AGOA verval. Dit is ons lede wat hul werk verloor as gevolg van straftariewe wanneer Suid-Afrika met verdagte lande en organisasies dans en die gramskap van Amerika op die hals haal. Dit is ons lede wat hulle werk verloor as eiendomsreg nie beskerm word en raswette beleggers wegjaag. Niemand het gesê Afrikaners word in die kaassteegie in Woolworths aangeval nie. Die Solidariteit of Afriforum het gesê daar's 'n volksmoord nie, dat ons mense sistemies op maniere buite die steegie aangeval word is sonder twyfel so. Weet jy, Max, ten spyte daarvan dat ons 'n nuttelose regering het wat die land in die algemeen swak regeer en spesifiek teen minderhede en nog meer spesifiek teen Afrikaners regeer, is ons mense nog steeds lief vir die land. Hulle het nie 'n slagoffermentaliteit nie. Hulle veg die onreg, hulle werk steeds hard, hulle krap hulle potjie, jong mense bly positief en hulle gaan hier bou en bly. Hulle omhels ons alself en maak planne. En ten spyte van die toksiese politieke verhouding, kom hulle oor die algemeen goed met mede-Suid-Afrikaners, ook in die werksplek, oor die weg. Ek is trots op ons mense. Hulle presteer ten spyte van die regering, want hulle werk hard. En dan is daar diegene wat sê, hulle moet eerder stil bly, want hulle presteer dan nog. Hulle is nie lus vir mense wat uit Woolworths op hulle neerkyk en hulle belewenis en gevoelens ontken nie. Max, oop maar jou ciabatta brood. Smeer dit met humus. Kry jou eksotiese kaas in die steegie. Jy's veilig daar, maar hou liewer jou mond. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.